Die Gees lei jou nie net in groot oomblikke nie. Hy is ook saam met jou in die kleinste dinge. Baie welkom by E-Kerk se sê. Het jy geweet dat jy God se teenwoordigheid dra in jou, daar waar jy nou is? Paulus skryf, gelowiges is die tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19. Dit beteken, God woon nou in jou alledaagse lewe. Maar hoe lyk dit prakties as die Gees jou lei, as jy gelei word deur die Gees? 1, dis nie net 'n GPS of 'n Google Maps of 'n Waze of 'n handleiding vir groot besluite in jou lewe nie. Dis nie net 'n noodknoppie as iets skeefloop nie, maar dit is 'n lewensritme van gehoorsaamheid, 'n daaglikse dissipline om oop te wees vir die Gees se invloed. Paulus sê Galasiërs 5 vers 16, laat die Gees julle lewenstyl bepaal. Dit beteken jy kan God se teenwoordigheid ervaar in die gewone dinge. Wanneer jy oggend koffie maak, wanneer jy tande borsel, wanneer jy om die waterkoeler staan by die werk met 'n kollega praat, as jy in die verkeer sit op pad huis toe. So hier's 'n paar praktiese oefeninge hoe ons hierdie week kan oefen en kan werk om God se teenwoordigheid te beleef. Wanneer jy 'n oggend daaglikse roetine doen, koffie maak, tee drink, in die kar ry, op die pad om jou kind te gaan aflaai, raak bewus daarvan, by die verkeerslig, by die rooi lig en sê, God is ook hier teenwoordig. Tweedens, vra elke aand, voor jy in die bed gaan klim, waar het ek vandag God se hand of stem ervaar? Derdens, wees op die uitkyk vir die vrug van die Gees. Wat beteken, waar's oomblikke waar ek liefde, vrede, vreugde gevind het. Dit is die vrug van die Gees en is merkers dat die Gees ook teenwoordig is in jou lewe. God se leiding is nie altyd dramaties nie, maar dit is altyd teenwoordig en is altyd transformerend. Die Gees werk in jou alledaagse ritme. Gaan hierdie week en raak bewus van God se leiding.